I want to thank Jesus for the plan of salvation, just to say, Lord, I love you, for you understand. I want to be there on that great judgment morning, to touch all the nail prints in his feet and his hands. One morning at daybreak, a crowd slowly gathered. They were walking, my Lord, up old Calvary's hill. So sad was the scene there, the birds hushed their singing. Like a lamb he was humbled to his Father's own will. I want to thank Jesus for the plan of salvation, just to say, Lord, I love you, for you understand. I want to be there on that great judgment morning, to touch all the nail prints in his feet and his hands. I want to thank Jesus for the plan of salvation, just to say, Lord, I love you, for you understand. I want to be there on that great judgment morning, to touch all the nail prints in his feet and his hands, to touch all the nail prints in his feet and his hands. Goeiemôre, ek groet in die bekoorlike naam van ons Here Jesus Christus. Bly ons saam met U te wees. Dit is die opstandingsdag. Ja, die kruis is leeg. Die graf is leeg. Jesus Christus het waarlik opgestaan. Ek wil graag saam met U lees uit Matteus 27 en dan ook uit Matteus 28. Nou Matteus 27 vanaf die 22ste versie lees ons die volgende. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus, wat genoem word Christus? Hulle sê almal vir hom, laat hom gekruisig word. En die gouverneur sê, watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skree nog harder en sê, laat hom gekruisig word. Toe Pilatus sien dat niks help nie,
maar dat daar eerder oproer kom, het hy water geneem, sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man. Julle kan toesien. En dan Matteus 28 vers 1 tot en met vers 6. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En die besonder dan hierdie woorde, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Ek wil dan graag met u gesels rondom die gedagte, wat moet ek met Jesus doen? In hierdie vraag lê opgesluit 'n keuse. Dit roep my tot besluitneming. Wat gaan ek met Jesus doen by die werk? Wat doen ek met Jesus in my huisgesin? In my vriendekring? Waar ek my ook al mag bevind, wat doen ek met Jesus? Nou waarom is die antwoord en die keuse wat ek met Jesus gaan doen so belangrik? U sien, dit het te doen met jou eindbestemming, die ewigheid. Dit het te doen met wat ek en jy doen met God se genade en God se liefde en verlossingswerk soos geopenbaar deur sy seun Jesus Christus. Gaan ek dit aanvaar of gaan ek dit verwerp? My besluit gaan om of vereer of dit gaan om kruisig. Jy sien, daar breek 'n oomblik in ons lewe aan wat die keuse wat ons met Jesus gaan doen onomkeerbaar is. In die woorde van die Pilatus, wat ek geskryf het, het ek geskrywe. Daardie finale oomblik dat ek en jy die asem hier op aarde gaan uitblaas. Ons asem gaan uitblaas en ons die Here sal moet ontmoet. En dan hierdie vraag, wat het ons met Jesus gedoen? Het ons hom verwerp of aanvaar? Het ons hom vereer? Het ons hom werklik aanbid? Of was hy maar net 'n noodweer, 'n spaarweer? Jesus vra hierdie vraag, wat sal dit die mens baat as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Ek stel dit aan jou, die waarde van jou siel het Jesus na die kruis geneem. Jy is vir hom kosbaar, jy is vir hom waardevol, daarom was hy bereid gewees om sy lewe aan die kruis te gaan neerlê, terwille van jou en terwille van my. Hy wil nie dat een verlore moet gaan nie, maar dat almal gered moet word. Dit is hier op Golgotha dat ek en jy gedaag word om te besluit of ons God se genade gaan aanvaar of minag. Hy kon een woord gespreek het en engele sou hom bevry het, maar terwille van ons oortredinge, terwille van jou en my oortredinge, word hy deurboor, word hy gekruisig. Terwille van jou en my, ja, ons familie, ons vriende, dan kom die vraag. Die vraag is, wat gaan ons met Jesus doen? Dit gaan nie hier oor, behoort ek aan 'n kerk nie. Dit gaan nie oor lidmaatskap nie. Dit gaan met, wat is my verhouding met Jesus? Wat gaan ek
met hom doen. Pilatus is in die proses om Jezus te verhoor. Sy bevinding heel eerstens is dat hierdie man is onskuldig. Ja, die onskuldige sou onskuld op hom neem, sodat ek en jy bevry kan word deur God se genade en God se liefde. Nou vind hy geen skuld aan Jesus nie. En dan as 'n teken daarvan kom hy by 'n punt waar hy sy hande was met water. Waar hy dan hierdie verklaring maak en sê, weet jy, ek wil eintlik niks te doen hê met die veroordeling van hierdie man, hierdie Jezus nie, want hy's onskuldig. Maar weet jy, juis in die was van sy hande sien ons sy skuld raak. Want indirek lewer hy Jezus oor aan die fariseërs, die skrifgeleerdes, omdat hy te bang was om 'n standpunt vir Jezus in te neem. Nou wil ek vir jou vra, is jy bereid om 'n standpunt vir Jezus in te neem? Is jy bereid om hom oor te gee aan omstandighede? Hoe sien jy hom in hierdie oomblik? Sien jy hom raak as jou verlosser en jou saligmaker, die een wat ter wille van jou sondes aan die kruis kom sterf het? Of stoot jy hom een kant toe? Wil jy jou hande was en sê, ag man, jy weet, ek gaan daarom so nou dan kerk toe. Ek vra vir jou, wat doen jy met Jezus in jou huisgesin? By jou werk? In jou vriendekring, in jou familie? Is hy die een aan wie jy prominensie gee? Of is hy maar net 'n bysaak? Jy sien, slegs die bloed van Jesus Christus kan jou en my vryspreek. Dis nie die was van hande of die was van voete nie, maar die was van Jesus Christus se bloed in jou en in my lewe, wat ons bevry van die mag van sonde en van ongeregtigheid. Jezus moes 'n kroon van dorings dra. Dorings word geassosieer met sonde. En toe ek hierdie raak sien, was dit vir my baie kosbaar gewees. Kan jy onthou in die tuin van Eden, met die sondeval wat daar gebeur het? Toe Jezus vir die mens vra, waar is jy? Toe antwoord Adam, ons het die geruis van die kleed gehoor en ons het gevrees. God se teenwoordigheid het hulle met vrees gevul. Hoekom? Omdat hulle in sonde verval het. En dan lees ons in Genesis 3 vers 17, waar Jezus aan die mens die volgende sê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie. Vervloek is die aarde om jou ontwil. Dis hier waar die straf ter sprake kom, waar die vloek ter sprake kom. Met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en dussels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. Wat sê dit vir ons? Die straf van sonde is daardie skeiding tussen mens en God. Die woord van die Here sê vir ons, julle sondes, julle oortredinge het 'n skeidsmuur geword tussen julle en die Here. Nou vriend, moet hierdie skeidsmuur afgebreek word. Die loon van die sonde is die dood. Nou kom Jezus en hy kom deel met die straf, met die sonde, en daar word 'n doringkroon op sy hoof geplaas. Inderdaad wil ons sê, die straf, die sonde, die ongeregtighede word op hom geplaas, terwille van jou en terwille van my. Nou vier ons vandag die opstanding van Jezus. Jy sien, daar op die kruis van Golgotha was daar 'n oomblik dat hy uitgeroep het, dit is volbring, die volle prys is betaal, en dan word hy vanaf die kruis gehaal en hy word in die graf neergelê. Maar dan op die derde dag
staan hy op uit die dood, as oorwinnaar. Die graf en die dood het hy oorwin. Die prys is ten volle betaal. Jou skuldbrief, my skuldbrief, daarmee het Jesus mee gedeel aan die kruis. En nou vriend, kom die vroue daar by die graf. Hartseer. Hulle verwagting is om net aan Jesus te kom en seker maar so 'n finale afskeid. 'n finale eerbetoon aan hom te kom bewys. Maar dan vind hulle die grafsteen is weggerol. En 'n engel praat met hulle en sê vir hulle, weet julle soek Jesus, maar hy's nie hier nie. Hy het opgestaan. Kom kyk. Kom kyk. En dalk is die boodskap ook vanmôre vir jou en vir my. Kom kyk, staan so 'n bietjie nader. Die graf is leeg. Die prys vir jou sonde, vir jou oortredinge is ten volle betaal. Omdat hy oorwin het, kan ek en jy oorwin. Deur ons geloof en ons vereenselwiging met Jesus Christus, staan ons nie meer vandag onder veroordeling nie. Die prys is betaal. Maar nou wil ek ten slotte weer vir jou vra, wat gaan jy met Jesus doen? Maak jy hom die koning van jou lewe? Sê jy, Here, U is aanbiddingswaardig. Ek wil U loof. My lewe moet getuig van dankbaarheid teenoor 'n groot God, vir sy genade en vir sy liefde. Ek wil getuig van dit wat hy vir my doen. Of vriend, is Jesus vir jou dalk net 'n Sondag aangeleentheid? Net so om jou gewete te blus? Kan ek vir jou vra, wat doen jy met Jesus? Praat jy met hom? Of gaan kruip jy vir hom weg? Ek wil jou uitnooi op hierdie opstandingsdag, vriend. Maak seker dat jou verhouding met die Here intiemer word. Dat dit groei. Weet jy wat? Dis tot jou voordeel, dis tot my voordeel. As ons in 'n verhouding staan, as ons hom ken in al ons weë. Ja, die graf is leeg. Hy het opgestaan. En omdat hy opgestaan het, sien ek kans vir môre. Wat gaan jy met Jesus doen? Vandag, môre, oormôre. Kom ons bid saam. Aan U wat lofwaardig is, wat aanbid moet word, bring ons toe die lof en die eer en die dank van ons harte. Dankie dat U in die kruis terwille van ons sondes gesterf het. Maar dankie ook dat die kruis leeg is, die graf leeg is, dat U getriomfeer het oor die dood en die hel, en daardeur vir ons die weg gebaan het na God die Vader. Mag ons lewensreis getuig van die feit dat ons saam met U wandel. Aan U dan die eer, die dank van ons harte, bid ek in Jesus naam. Amen. Jy moet 'n geseënde Paasondag geniet. Onthou, die graf is leeg. Wat jy met Jesus doen, gaan jou eindbestemming bepaal. Vrede vir jou. Jy moet mooi loop.